Is ingeskakel op Groot Plaas nou met toenemende druk op ons boere, veral finansiëel en natuurlik hoë insetkoste en laer graanpryse. Moet ons 'n bietjie meer delf in wat presies aangaan in die industrie en hoe dit gaan met die landbousektor. Saam met ons in die ateljee vandag Dr. Dirk Strydom en Huys van Nampo. Dokter, welkom, goeiemôre. Goeiemôre Dopie, baie dankie. So, produsente ervaar, jy weet, tans baie groot finansiële druk, veral met alles wat aangaan in die Midde-Ooste ook, maar wat is die hoofrede vir hierdie, soos wat dit genoem word, die profit crunch wat hulle ervaar? Ja, ek dink die grootste gedeelte is die internasionale pryse wat so laag is. So die internasionale pryse is laag in term van dat daar te veel voorrade in die wêreld op die stadium is. So dis maar in 'n produksiesiklus, ons noem dit 'n supersiklus waartoe ons in is. En dit maak outomaties, omdat die pryse so laag is, dat daar 'n addisionele druk is. Maar gegee dit die insetkoste is nie dieselfde tendens gevolg nie. So ons insetkoste het bly styg met dit. En dit maak natuurlik dat daar dan nou 'n wat ons noem 'n koste knyptang veroorsaak. En dit maak dat dit letterlik nie winsgewend is om te produseer in die siklus waarin ons nou is nie. Wat beteken, as jy na jou totale kostes kyk, kry jy in sekere gevalle nie jou totale kostes gedek nie. So dis basies 'n funksie van 'n oorskot wat geproduseer word, en nou gaan die mark basies daai oorskot moet weer regruk en weer 'n balans kry. Natuurlik die Midde-Ooste oorloë en al die goed help nie met die insetkostes nie, in plaas natuurlik addisionele druk op dit. So as ons nou praat oor hoë insetkoste, die lae graanpryse, dit beïnvloed natuurlik winsgewendheid op 'n baie hoë vlak. Ja, dit doen, en as mens gaan kyk spesifiek na Suid-Afrika en die unieke scenario waarmee ons sit, so die wêreld is eintlik 'n geelmielie-mark waar ons 'n groot gedeelte witmielies produseer en 'n groot gedeelte van ons oorskot lê in die witmieliekant ook. So wat normaalweg gebeur is, van ons witmielies gaan dan in ons voermark in en ons moet dan van ons geelmielies gaan uitvoer. Die uitdaging wat ons met die sit is, ons het nie regtig groot markte in term van witmielie uitvoere nie, omdat die wêreld nie so groot witmielie verbruiker is nie. En dis hoekom hierdie skuwe moet gebeur in die markdinamika. En as ons kyk na die uitvoere, moet ons wesenlike hoeveelhede uitvoer, meer as wat ons normale gemiddeld is wat ons uitvoer. En dit plaas natuurlik addisionele druk op die mark, wat beteken ons moet kyk vir addisionele markte. So is dit iets wat produsente nou op besluite moet maak, mielieproduksie, veral wanneer dit kom by witmielies, dat dit is nie meer so winsgewend nie, ons gaan dalk moet wegskuif van dit af? Ja, gewoonlik wat mens sien met die scenario's is dat daar skuwe tussen die gewasse gebeur, en partykeer meer na oliesade se kant toe. Maar as mens na die hele pakkie gaan kyk in grane, letterlik al ons grane in die wêreld is tans in 'n oorskotbasis. So dit maak dit moeilik om daai besluite te maak. Die volgende dan is dan nou maar eerder van jou marginale gronde eerder uit die stelsel uithaal wat nie so winsgewend vir jou in oplewering. So dit raak nou 'n letterlike presisie effektiewe besluitneming om te gaan kyk, maar waar kry ek die meeste optimale wins uit die grond uit wat ek kan produseer? En dit kom nou na 'n derde besluit toe ook om te kyk, hoe optimaliseer ek my insette? Watter insette, watter hoeveelhede insette gee regtig vir my die meeste wins uit dit wat ek het, om so deur die siklus te probeer bestuur? So jy het nou so 'n bietjie gepraat oor die oorproduksie, maar hoe groot rol speel oorproduksie in die huidige markprobleme wat ons sien? Nee, definitief, dit speel 'n wesenlike rol. Die ding is, 'n produsent is gemaak om te produseer, nee. So ons moet produseer en ons probeer altyd soveel as moontlik uit 'n hektaar uithaal, want dis tog waar ons effektiwiteit lê. So as mense in 'n groter markomgewing kyk, is daar basies twee goed wat jy kan doen is. Jy kan minder hektare plant, en as die oomblik wanneer minder hektare geplant word, dan gaan die prys weer op en dan kom alles weer in balans, wat nogal 'n moeilike scenario soms is, want jy het vaste koste strukture wat moet betaal word. Dit gebeur wel wanneer winsgewendheid druk, dan herstel die mark homself, soos wat boere, soos ek genoem het, minder marginale gronde plant, van hulle lande eerder bietjie laat oorlê, die tipe van. Die tweede een is natuurlik om markuitbreiding te doen, wat 'n meer moeiliker een is. Ons uitvoermarkte is oop, ons het genoeg uitvoermarkte want ons kan uitvoer, is net in term van ons kapasiteit om te kan uitvoer. En nou moet mens kyk na industriële goed, soos biobrandstowwe. Biobrandstowwe in Suid-Afrika is maar nog 'n beleidsstorie, want dit is maar die kos teen voedsel debat wat nog altyd maar in die ruimte lê. En dan die een wat 'n groot deel is waar ons voel 'n baie groot deel kan uitkom, is aan die dierlike kant.
So as ons meer dierlike produkte kan uitvoer, beteken dit ons kan meer lokaal voer, en as ons meer lokaal kan voer, is dit weer 'n mark vir die grane. En dis hoekom biosekuriteit dan weer al hoe meer belangrik word, selfs vir graanboere binne in die veebedryf. So, hoe belangrik is dit dan of hoe moeilik is dit om 'n balans te vind tussen produksie en oorproduksie, en wat sal dan die advies wees vir ons boere in die volgende opkomende paar seisoene? Ja, ek dink die maklike deel is altyd om dit op 'n pen en papier te doen, nee. Die potlood werk altyd baie maklik in term van dit. Die probleem is mens werk ook met die natuur. So jy kan beplan vir 'n X aantal hektare, maar jy weet nooit wat die produksie gaan wees nie, maar dit is afhangende van die klimaat, en dit maak dit moeilik om regtig 'n produksie te kan bestuur nie. En die raad wat ons vir produsente het, is om te gaan kyk en gaan sê, waar maak jy regtig jou grootste wins? Gaan kyk krities na jou gronde, gaan kyk krities na wat jy produseer, gaan kyk krities na jou insette, en gaan kyk waar is die beste waar jy die meeste optimale wins kan uithaal. Is dit in term van dalk van jou hektare afskaal, en dalk deur dit kry, die risiko met dit is net sekere ouens afskaal en nie die hele groter land afskaal nie, dan gaan jy nog steeds met die lae prys sit nie, maar net jy minder hektare. So dit is 'n mooi kritiese deel, die mark fasiliteer normaalweg dat dit gebeur, dat daar so bietjie minder hektare geplant word, en dan is ons so groot op die insetkant, om te sê, is daar nie 'n plek, wat ons gesien het al met data en navorsing, waar jy dalk minder kunsmis gee, meer effektief dit gee, wat jy dalk 'n laer opbrengs het, maar jy het 'n groter winskomponent in die pakkie, en dat jy daai insetkoste so bestuur. En natuurlik in enige van hierdie siklusse is die moeilike ding om te bestuur die vaste kostes, want dis gewoonlik die ding, jy kry jou veranderlike kostes gedek, maar jy kry nie jou vaste kostes gedek nie. So om die siklusse deur te maak, moet jy daai vaste koste strukture probeer bestuur, sodat dit nie te hoog is nie, en sodat dit help dat jy deur hierdie laaspryssiklusse weer kan kom. Dirk, ons gaan nou 'n bietjie verder met jou gesels. Ons gas saam met ons op Groot Plaas vanoggend, Dr. Dirk Strydom, en hy's van Nampo. Ons is terug net hierna. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gaan saam met ons in die ateljee vanoggend is Dr. Dirk Strydom, hy's van Nampo af. Ons gesels 'n bietjie oor hoë insetkoste en lae graanpryse. So ons het so vinnig net voor die breek het ons geraak aan die markte, en veral uitvoere wat ook 'n bietjie stadiger is, maar hoekom is dit stadiger as wat ons verwag is? Ja, ek dink die grootste gedeelte is die prys moet dit nog bietjie afwaarts fasiliteer, nee. So ons kort nog 'n bietjie laer pryse om regtig in diepsee uitvoere te kan deelneem. En natuurlik is dit ook 'n mark wêreldkompetisie, omdat die groter wêreld in 'n oorskot is, raak dit al hoe groter kompetisie om van die uitvoere te doen. En dis maar grootendeels hoekom van die uitvoere bietjie stadiger is. Wat ons wel gesien in die laaste paar weke, het die uitvoere sterk opgetel. So ons is baie positief dat die uitvoere nog na die volgende paar maande toe sal optel. Maar dit bly 'n prysfunksie. Die prys fasiliteer maar wat met die uitvoere gebeur, omdat dit 'n vrye markstelsel is en ons in die internasionale markte deelneem. Ons uitdaging waarmee ons sit is, die vrye mark funksioneer nie altyd soos wat hy moet funksioneer in 'n globale mark nie, weens subsidies. As jy kyk na die Amerikaners op die stadium, hulle direkte en indirekte subsidies wat hulle kry, is om by R1,700 'n ton. So dis amper die helfte van ons mielieprys tans wat hulle in 'n hulpmetodiek kry. En dis basies tussen ons in- en uitvoerpariteitspryse. So die feit dat daar subsidies is, maak dat die siklus langer hou. Want dit maak dat die mededingers bietjie langer in die bedryf bly, en nie so vinnig daai markaanpassings maak wat nodig is om weer die voorraadvlakke op normale vlakke toe te bestuur nie. So wat beteken dit dan vir die mark dat ons van invoerpariteit beweeg na uitvoerpariteit? Ja, so die in- en uitvoerpariteit het verskillende vlakke. So die oomblik wanneer ons op invoerpariteit is, dan is dit natuurlik goed vir graanprodusente, en dan kry ons goeie pryse. Die uitdaging dan begin ons mark waarvoor ons lewer, begin dan onder 'n drukfase ingaan. So jou voer begin te duur raak, die meel begin 'n kwessie raak in term van voedsel. So die ideale plek waar mens eintlik wil wees is tussen 'n in- en 'n uitvoerpariteit, waar die hele waardeketting op 'n gemaksone is. Die oomblik as ons uitvoerpariteit toe gaan, is dit natuurlik 'n groot uitdaging vir produsente, want dan begin ons kom vir graanprodusente, want dan kom ons op 'n punt waar dit nie meer winsgewend raak nie. So
Ons grootste uitdaging as graanprodusente is hoe ons winsgewend op 'n uitvoerpariteitsvlak. En dis waar ons uitdagings lê. Tans is ons nie winsgewend op uitvoerpariteit vlakke nie. En is die vraag altyd, hoe kan ons dit regstel? Stel mense dit reg met opbrengste, dan beteken dit jy bly langer in 'n lae siklus. Maar soos wat ons gesien het uit die geskiedenis uit en hulle noem dit die landbou treadmill, is dat jy bly in daai siklus. Jy kan nie sonder hoër opbrengste kom nie. So die vraag is dan, waar is daai optimale punt in term van 'n kombinasie tussen die hektare wat jy plant en natuurlik die aantal insette wat jy gebruik. So is daar dan 'n geleentheid vir die regering of miskien 'n spesifiek departement van landbou om bietjie meer bystand vir ons boere en produsente te lewer? Ja, definitief. Ons voel daar is 'n gedeelte. Subsidies is nie altyd 'n goeie ding nie. Ons produsente is van die beste in die wêreld en ons glo vas dis weens ons nie subsidies kry nie. Want dit dwing ons om op daai toppunt van effektiwiteit te wees, want jy kan nie sonder dit nie. Waar ons wel voel waar ons hulp kan kry, is iets soos oesversekeringssubsidie, waar dit ons kan help in term van waar jy 'n verlies van inkomste het wat buite jou beheer was, wat weens weeromstandighede en die tipe van goed was. Want wat dit jou net help is, in die jare wanneer dit nie goed gegaan het nie, het jy 'n hulpmiddel gehad wat jou weer 'n pakkie gegee het, wat jou deur die siklusse kan kry. En dan kan dit maak dat jy so 'n siklus kan makliker deurstaan om weer in tye te kom waar pryse gunstig vir jou is. En dis waar Amerikaners se grootste subsidies ook lê, is in hulle oesversekeringskomponent. En dit beteken net dit help 'n boer in die tye wanneer hy eintlik nie beheer oor dit kan hê nie, wat hy geen mag tot dit het nie. Waar tans is dit die risiko's is so hoog dat gewone kommersiële versekering net nie haalbaar is om daai aspek te dek nie. En dis hoekom mense dit met subsidies moet kan aanvul. So ons werk baie hard aan die regering om te kyk of dit nie so iets is nie, maar natuurlik in tye soos die wat mense nou met die diesel en al die goed sukkel, is die staatskas maar beperk en dit gaan uit die staatskas uit moet kom. So ons hoop regtig in die toekoms dat ons so 'n produk kan hê wat ons produsente net so bietjie deur die siklusse kan help. Nou Dirk, hoekom is dit dan nou belangrik dat ons nou op hierdie oomblik ook kyk na nuwe markte spesifiek ontwikkel vir wat ons het in oorskot van die graan? Ja, ek dink dit is altyd belangrik om markte te ontwikkel. Vir bloot oor die doel is, jy kan nie op 'n gewone eenhede oorleef as jy nie jou opbrengste en jou produksie verhoog nie. So dis 'n tendens wat nog altyd gaan bly, produksie en daai gaan opgaan. Wat ons gesien het, populasiegroei was altyd ons groot vraagdrywer, maar dis nie meer heeltemal jou groot vraagdrywer nie. Hy het nog steeds sy konstante dryf, maar hy's nie genoeg om 'n stygings in produksie te absorbeer nie. Dan as mens in die voermark gaan kyk, die voermark se tegniese effektiwiteit wat hulle het, is nou ook aan die ander kant toe, waar hulle al hoe meer vleis geproduseer kry uit minder graan uit. So wat dit beteken is, waar kry mense die mark? Jy kan die mark kry op uitvoermarkte, soos ek genoem het, die witmark is baie beperk in term van dit. Die ander een is die industriële mark, wat iets soos biobrandstowwe en die tipe van goed is, wat 'n moontlikheid is, maar dit gaan met beleid moet gepaard gaan met dit. En dan die derde een bly die dierlike kant. As ons meer produkte kan uitvoer, kan ons meer plaaslik produseer. Dirk, baie dankie vir jou tyd. Vanoggend is ons gas op Groot Plaas vir vanoggend, Dr. Dirk Strydom. Hy is natuurlik van Nampo. Dis alwaarvoor ons tyd het. Ons hoop jy het dit geniet en ons sien mekaar weer môre.